Die windpomp se ikoniese status in die Groot Karoo kry nou behoorlik die wind van voor. Daar is 'n nuwe ding op die horison: skottels. Tussen 2 en 3000 skottels soos hierdie skaalmodel sal opgerig word op 2 Karoo plase wat die kernterrein vorm van die Square Kilometre Array, oftewel SKA, 'n radioteleskoop wat radiosyne uit die buitenste ruim sal ontvang en ontleed. Dit gaan nogal gesig wees, né? Ja. Kyk, sy deursnee is duidelik is 12 meter in real life. Hierdie is Pieter Snyman, die belangegroep bestuurder vir die SKA. Die burger se Marie Lavita het hom gaan sien in sy kantoor op die plaas Klerefontein, so 10 km buite Carnarvon. Snyman het aan die burger verduidelik hoekom die samewerking tussen optiese en radioteleskoop tegnologie so belangrik is vir die wetenskap. Die komplementering van hierdie twee tegnologieë van opties en radioteleskope, die twee tegnologieë komplementeer mekaar. Hulle is nie uitsluitend van mekaar af nie. En jy sien goed wat jy nie andersins sou kon sien nie. En die grootste voordeel van 'n radioteleskoop is dat hy deur stofdeeltjies kan kyk. Die buitenste ruimte is baie vol stofdeeltjies. Met optiese teleskope kan jy net so ver sien, dan is daar die ruimte stof maak dat jy nie kan verder sien nie. Die belangrikste is die SKA se radioteleskoop gaan 100 keer meer sensitief wees as enige ander radioteleskoop bestaan in die wêreld. Maar dis nie net maanskyn en rose vir Carnarvon nie. Sowat 10 boere rondom die SKA terrein het die impak van ontwikkeling aan hul bas gevoel. Die MTN selfoonnetwerk, wat sou inmeng met die ruimtekykers, is so verstel dat die boere sonder selfoon ontvangs gelaat is. Wat SKA te gedoen het in samewerking met georganiseerde landbou, daai plase wat sy sein verloor het hulle fisies toetse by gaan doen en hulle is gehelp met satelliettfone, het sy met installasie of subsidies of so ja. Ek dink nie daar is op hierdie stadium boere wat nog ontevrede is oor kommunikasie nie, want daar is kompensasies getref om dit te uitgesit. Ontevrede is omdat hulle nie meer hulle selfone kan gebruik of so. Die enigste nadeel wat op daai stadium vir ons nogal 'n probleem was, soos ons plaaswerkers met die koms van satelliettfone het hulle toegang gehad. Elke ene kon 'n selfoon in sy huis hanteer. Verstaan? En toe die selfoon sy weggeneem word, toe het hulle daai voorreg 'n bietjie verbeur. Die satelliettfone se koste is enorm. Jy weet, ons praat van R1000 'n maand plus hier op daai goed. So jy kan nie vir elke huis so ding insit. So nou die plaas, die hoof-eienaar het ene, wat tog 'n bietjie die toegang van daai mense tot kommunikasie weggeneem het. Verstaan? Maar nou, hy moet nou nog altyd die werkgewer kom vra as hy wil bel, waar met die selfoon het in sy huis ingaan. So die SKA projekleiers blyk moeite en vordering te maak daarmee dat die landbougemeenskap nie telefonies afgesny word van die buitewêreld nie, hoewel die alternatiewe nog nie vir almal sorg nie. Tog is boere ook diep dankbaar vir die sweterjoel skottels wat op pad is, en vir 'n ietwat verrassende rede. Ek gaan nie meer kry, ekskuus vir my wol en my vleis nie. Maar die grootste voordeel vir ons as kommersiële boer, sowel as opkomende boere wat in die gebied woon, is die beskerming wat ons gaan geniet ten opsigte van die skaliegasontwikkeling. Want dit is een van ons grootste gevare in landbou wat vandag op die tafel lê in die Karoo, skaliegasontwikkeling. So, hoe voel die mense op Carnarvon oor die SKA projek? Dat dit baie werksgeleenthede vir Carnarvon gaan inhou en dat nie net vir Carnarvon nie, maar ook vir die jong mense. Want dis baie wat ons kan leer, vir alles het kom met wiskunde. Nee, wat op die stadium raak het my geen sin. Ek is Pieter Hofman, ek is van Lord Carnarvon Gasthuis en my gevoel teenoor die SKA is dat dit geleenthede vir baie bring in die dorp en laat die dorp weer afgestof kan word soos van ouds. Die meeste van ons mense is maar ongeletterde mense in die dorp en die geleenthede wat daar is maar moeilik want jy moet fisiese wetenskap het en wiskunde hoër graad wat min mense by in die dorp het. Ek dink na vorentoe kan dit wel 'n goeie ekonomiese inspuiting wees vir die dorp.